Right, die 27ste Oeverval Ile-de-France veiling het sopas tot 'n einde gekom. Ons praat bietjie met Rudy Nel. Nou, hy het die duurste rammetjie hier vandag verkoop, R62.000. Nou, dit klink soos baie geld, maar vir die top genetika wat in hierdie dier vassteek, is dit nie geld werd nie. Ons gaan bietjie by hom hoor, hoekom het die ram die prys behaal en hoekom is dit nie so ver afgaande soos wat jy dink nie? Kom ons hoor 'n bietjie. Rudy, hoe gaan dit? Willie, goed en met jou. Baie geluk op jou rammetjie. Nou, vertel gou vir die kykers, waarna kyk 'n mens vir 'n Ile-de-France ram? Wat is daai kenmerke? Ag, Millie, ek dink daar's klomp goed. Jy kry nog jou genetika deel en jou fenotipiese deel. Maar ja, dit sodra daai goed begin saamloop, dan raak dit 'n prentjie en ek dink dis wat hierdie ram goed gemaak het. Sy ma is 2024 se SA groot kampioen ooi. Hy's deel van 'n drieling. So hy het die bloed, hy het die look, so ek dink dis wat hom spesiaal gemaak het vir die dag. En jy het nou daar 'n sleutelwoord gesê, genetika. Ons staan nou hier by jou banier. Seleksiedruk is gelyk aan genetiese vordering. So vir jou gaan dit baie oor die genetika van die dier. Is dit 'n goeie genetiese pasmaat vir my stoet wat ek het? Ja, Millie, daai is my seleksiedruk op my eie plaas by my eie stoet is hoog omrede ek het 45, 50 stoetoeie. So ek het glad nie die getalle nie. Maar ja, my seleksiedruk is hoog en ja, ek glo aan genetika. So dis maar wat ek by my doen. Nou, my vraag aan jou is, waarna kyk ek as 'n vooraanstaande boer wat 'n rammetjie wil kry? Wat is die, kan ek sê, die toppunte waarna ek moet kyk? Boonbehalwe hoe hy lyk, hoe hy vorm, wat is daai sleutel tot sukses as dit kom by 'n ramseleksie? Yes, Millie, ek dink die kort antwoord is korreksie. Jy kry nie die korrekte, daar is nie 'n ram wat 100% reg is of 'n dier nie. Ja. Is altyd 'n dier, maar hy kort dit en dit, maar ja, sodra korrektheid is maar ek sal sê is die groot sleutel. 'n Dier moet korrek wees om te loop, reproduksie, so as hy help net 'n ram dra baie vleis, maar hy's nie korrek nie. Ja. So nee, korrektheid is en ja, as jy by jou rasstandaarde bly, dink ek sal jy definitief uitkom. Nou, my laaste vraag aan jou is, ek is 'n voornemende boer of ek het juis klaar 'n stoet, 'n Ile-de-France stoet. Hoe kom ek in kontak met jou of die vennootskap om bietjie uit te brei op my genetika? Ja, Millie, eerstens moet jy besluit, kyk, daar is baie verskillende genetika in ons ras. En daar is tipes in ons ras, so eerstens moet jy besluit watter tipe van jy hou en dan jaag jy maar daai genetika na. So ja, jy moet maar jou lyn piek wat jy wil hê en dan kontak jy daai teelers. Dis maar hoe ek gewerk het met dit. Arsy. Ja. Rudy, weer eens baie geluk. En laaste vraag, hoe was die 27ste Oeverval veiling vir jou gewees? Millie, ek dink ons ramme het besonder goed gedoen. Ek dink ons het 100% verkoop as ek reg is. So ons ramme het regtig goed gedoen, ons stoetooi het goed gedoen en ons kommersieel veral het uitstaande gedoen. Ek dink wat die kommersieel so duur gemaak het is omdat ons het suiwer Ile-de-France kommersieel opgehaal die jaar. Okay. Dit was nie kruis kommersieel nie. So nee, die veiling oor die algemeen was ek dink is een van ons beter veilings wat ons nog gehad het. Daar sê Rudy, ek weet almal is nou besig om te laai. Ek weet is 'n skaapskou, maar is 'n hondeskou op die oomblik. Alles van die beste en geniet jou dag. Dankie. Okay, dankie Rudy. En daai uitkat wat Daar sê, dit is Rudy Nel hierso. So as jy belangstel om bietjie deel te vorm van die Ile-de-France genootskap of selfs jou eie stoetery te begin, ewen selfs 'n kommersieel, soos ons gehoor het. Hulle kruis baie goed. Dis 'n vleiskoning, so jy gaan nie 'n fout maak om te begin
met hierdie ras nie. As jy belangstel, soos ek sê, die Ile-de-France Suid-Afrikaanse Genootskap is daar. Selfs as jy hierso in die Mpumalanga area is of naby Klerksdorp, die Oeverval Klub wag vir jou. So, dis die van Farmspace af. Die 27ste Oeverval Ile-de-France veiling het tot 'n einde gekom. Dis die van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.